Hartlik goeiemôre, mag hierdie baie ryklik seën as 'n wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, ons wil met u so 'n paar oggende deel oor die verskillende diere wat mense dalk graag wil sien en wat so 'n bietjie moeiliker is om te sien, en wanneer ons dit sien, weet ons het iets besonders gesien. Die eerste daarvan is sekerlik 'n luiperd, liewe vriende, en dit tel seker bo die leeu's dat 'n mens 'n luiperd gekry het daar in die wildtuin, en altyd iets besonder, baie mooi dier om ook so te sien dan ook. Nou as jy daaraan dink dat sy gewig is tussen 20 en 90 kilogram, en dan sy skouerhoogte is hy so plus minus 70 centimeter, so hy's nie eens 'n meter hoog nie, en dan sy langstert wat tussen 68 tot 110 centimeter is. Liewe vriende, dan is dit gewoonlik maar die stert wat hom in die lang gras of daar in 'n boom weggee, wanneer hy dit beweeg dan ook. Sy totale lengte is maar 1,6 tot 2 meter. En liewe vriende, en daarom hierdie dier sekerlik moeiliker om te sien, en wanneer ons dit sien, deel ons dit graag met die ander wat in die wildtuin is, en ons laat weet hulle, en sê om daar's 'n luiperd en so meer, en hulle kan ook gaan deel in hierdie besigtiging dan ook. So wil ons dan vanoggend ook kom by mense wat sekere dinge beleef en ervaar het, liewe vriende, en hoe dit hulle lewe sekerlik kom raak het, en ons wil daar stil staan by Johannes 11 vers 28 wat sê, en nadat sy dit gesê het, gaan sy en roep Maria, haar suster, stilletjies en sê, die meester is hier en hy roep jou. Martha het die wonderlikheid van die Here se teenwoordigheid ervaar in gesprek met die Here. En nadat sy met die Here gepraat het, gaan sy en sy roep vir Maria, suster, en sê die meester is hier, hy roep jou. Nou u is dalk nou een van die twee. U is nou dalk vandag of soos Martha wat die stem van die Here gehoor het dalk daar in die stilte tyd, en u moet dalk vir Maria gaan sê, jong, die Here roep jou, of die Here het 'n boodskap vir jou. Of u soos Maria wat dalk hierdie boodskap ontvang. En wanneer ons nou hierdie boodskap ontvang, die Here roep jou, moet ons daarop sekerlik reageer. As Maria net weggebly het, ag, wat 'n tragiesheid sou dit oor haar lewe gebring het. Maar sy het gereageer op hierdie boodskap. En so, liewe vriende, is dit sekerlik baie belangrik ook dat ek en u moet weet die Here roep ons, en in hierdie paar oggende wil ons 'n bietjie kyk na die verskillende uitnodigings wat die Here gee, die roeping wat die Here tot ons het, en daar is sekerlik 'n baie duidelike roeping in die woord van die Here. In dieselfde boek Johannes is daar nog twee ander verse wat hierdie roeping nogal baie vasmaak in hierdie opsig. Die eerste wat ons wil noem is Johannes 7 vers 37 wat sê, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. En liewe vriende, net hierdie woorde, as iemand dors het, dan kan hy kom. Liewe vriende, hierdie is die uitnodiging van die Here, die roepstem van die Here tot lewe. As ons sekerlik nie vloeistof sou inneem nie, sal ons sekerlik sterwe. En wanneer ons hierdie dors in ons binneste begin ervaar, dat die nood sekerlik dat ons dan meer nodig het, liewe vriende, dan is dit dan wanneer ons tot die Here kan kom, want hy kan hierdie dors kom les. Ons hoef nie in 'n dooie geestelike lewe te leef nie. Nee, daar is 'n lewende geestelike lewe waarin u kan leef, 'n lewende verhouding met die Here. En die Here sê, u hoef nie te begeer om sekerheid te hê dat jy hemel toe kan gaan nie, u kan sekerheid hê. As jy daarna dors om sekerheid te hê, as jy daarna dors dat die sonde vergewe word, dat jy vrede met God kan hê, dat jy gewete gereinig geword en stilgemaak sal word, as jy dors na hierdie dinge, liewe vriende, dors om te weet dat jy daar in die hemel eendag sal wees, dan sê die Here, kom na my toe, en jy kan by hom sekerlik hierdie versadiging van u siel kom vind, en hierdie dors kan sekerlik so versadig word. So hier is die uitnodiging, liewe vriende, wat die Here vir 'n mens dan gee, as jy dors het, kom. Die tweede lees ons in Johannes 6 vers 51 wat sê, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. Liewe vriende, die wonderlikheid net daar, dat die Here Jesus sê, hy is die brood van die lewe. Nou net soos met vloeistof, as ons nie kos inneem nie, sal ons sekerlik ook sterwe. En liewe vriende, en wanneer ons dan nou honger het, en wanneer ons nood het om versadig te word, sodat ons kan lewe, na wie toe kan ons gaan op geestelike gebied? Ons kan sekerlik na die Here toe gaan, en dis wat die Here vir u vra, en vir u sê, en hy nooi u uit, hy sê, kom na my, dat jy lewe kan hê. En liewe vriende, het u al hierdie lewe ontvang wat tot in ewigheid is, omdat u na Jesus toe gekom het. Net die Here Jesus kan die ewige lewe gee.
Niemand anders kan dit vir u kom gee nie. Die Here het tog sy lewe kom aflê, sodat u die ewige lewe kan ontvang. En daarom is dit nodig dat u weergebore moet word, dat u uit God gebore moet word, sodat u die ewige lewe kan hê. En liewe vriende, dit is u keuse of u al so na die Here toe gekom het. Dan is daar ook die uitnodiging tot die lewe, wat daar in Openbaring 22 vers 17 is, en die Gees nie bruid sê kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil die waters van die lewe neem verniet. Liewe vriende, die Here nooi u uit, en hy roep u tot die lewe. En as u wil, kan u kom. Die uitnodiging van die Here is daar en u moet reageer. Het u al gereageer? Het u al die Here vertrou en gekom om die ewige lewe van hom te ontvang? As u nie het nie, wil u dit nie vandag doen. Tot die Here roep en vrede met die Here maak. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat u die ewige lewe gee. Dankie dat u dit vandag vir iemand sal gee wat tot u sal roep, wat sal kom. Here, want u roep mense en sê, kom, ek wil jou red, ek wil jou lewe gee. En dankie vir hulle wat kom. Amen.